Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom vanoggend saam met ons in die erediens. Mens kan sien, dis lekker winter, né? Want daar's ouens wat siek is en dis regtig nie lekker om so in hierdie koue rond te beweeg nie. Goed, broers en susters, ek gaan vinnig die verjaarsdag hanteer en dan gaan ek terugkom met 'n paar goed op die afkondigings. Koen, waar sit jy? Jy sit daar. Jy verjaar die 4de Julie. Hartlik geluk. En sy stokkie.
te mis nie. Is iemand anders wat verjaar wat ek nou nie van kennis geneem het nie? Lyk nie so nie. Goed. As julle op die afkondigings kyk vandag, dan lyk dit soos 'n ontploffing van 'n klomp goed wat gebeur. En dis altyd vir my lekker, as daar al hierdie beplanning is van goed wat moet gebeur, en wat ons gaan doen. Die eerste ene, wil ek regtig vir julle vra asseblief, julle moet vandag julle name daar opsit as julle wil bestel vir ons padkafee. Komende Vrydag gaan ons 'n baie lekker padkafee hou, en dis terwille daarvan dat ons ook verjaar. So ons verjaar, die gemeente verjaar die 1 Julie, en toe ek gaan wiskunde doen het, is ons 42 jaar oud. So, dis nie 'n klein getalletjie nie. So asseblief, daar agter lê die bord, of jy kan die link gebruik om te adverteer, of jy kan 'n WhatsApp stuur na die nommer toe, maar bestel asseblief net, want daai goed moet bestel word en aangekoop word, en ons moet weet vir hoeveel ons moet regmaak. So ek vra regtig, doen dit asseblief vandag, as ek vir julle 'n stukkie werk kan gee. Dan sien julle ook, die volgende ene is aan die einde van die maand. Dit is Gracia se vasvra en hulle broembol. So, dit gaan ook baie lekker wees, en dit lyk asof hulle allerlei interessante goed daar gaan aanvang, so kom ons ondersteun hulle ook in alles wat hulle doen. En dan die gemeentekamp. Julle sal sien die datum het bietjie verskuif, is 21 tot 23 Augustus. Ons het die 2 datums net omgeruil, so die nagmaal is aan die einde van die maand, en die 21ste tot die 23ste gaan ons kamp by Weesgerus. Ons het dit gedoen omdat ons die gastehuis op daardie datum beskikbaar kon kry. Nou die gastehuis wat reg langs die kring is waar die ouens met die waans gaan staan, het 6 kamers wat vir 2 persone is. So jy kry 'n kamer en jy het jou eie badkamer by die gastehuis. Die ander ouens wat groter sjeleis wil hê, gaan dan nou aan die ander kant die bespreking doen vir hulle eie sjeleis. Julle sien daar die verwysingsnommer, gebruik hom asseblief, sodat hulle weet julle is almal deel van Rietvallei wat daar gaan kamp en gaan bly. Maar doen asseblief guns en bespreek so lank sodat ons plek het en dat ons lekker saam kan gaan kamp. Julle weet dit is 'n heerlike geleentheid en ons word heerlik bederf, so asseblief daardie datum moet julle vasmaak. Dan net so by die lief en leed wil ek vir 'n oomblik stil staan. Connie de Klerk wat nou net deur haar groot operasie gekom het, sy swaar is oorlede, ons dink aan haar. En dan oom Koos Nodee is besig met ernstige toetse. So kom ons bid ook net vir hom en vir die uitslag wat hulle daar moet kry en dat ons by hulle staan terwyl hulle ook hierdie goed moet verwerk. Goed, broers en dan Chris, jou pa is baie siek. Hy het nou net 'n verskriklike diagnose gekry, so ons bid vir julle en ons vertrou dat al die genade daar sal wees vir hom soos wat hy dit nodig het en vir julle. Want ek dink vir die ouens wat langs die kant staan, is dit erger as vir die ou waarmee dit gebeur. So, ons bid vir julle en ons bid vir julle sterkte toe. Goed, enigiets anders, broers en susters, is daar iemand waarvan julle weet wat ons moet kennis neem van? Dit lyk, hou julle self asseblief nou ook gesond. Die Bybelstudie het nou afgesluit vir die skoolvakansie, ons begin eers weer in Augustus, en dis maar gewoon net sodat ons almal kan gesond bly en warm bly en veilig wees. Maar pas julle self op, ek wil nie elke tweede dag na hospitaal toe moet ry nie, so gedra vir julle, né? Drink al julle vitamines en medisyne, asseblief. Goed, broers en susters, ek dink dit is min of meer al. Julle het nou gehoor, Henry het so vooraf van die liedere gespeel, Henry het hulle so geëien terwyl ons al binne staan. So ons het dit al 'n slag gehoor en ons kan dit lekker saam sing. Kom ons word dan so vir 'n oomblik rustig voordat ons aangaan met ons erediens.
kom nader, kom in die aangesig van God. Moenie wegkruip nie, nie jy wat bang voel nie, nie jy wat skaam voel nie, nie jy wat droog maak nie, nie jy wat perfek probeer wees nie. Kom nader in die aangesig van God. Kom ons verbly ons in die Here en juig as regverdiges. Kom ons jubel dit uit, alle opregtes. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. na hoe die Here ons vryspreek. Omdat ons dan nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vas staan. En ons beroem ons op die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers op die regte tyd vir goddeloses gesterf. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was.
keer, broers en susters, dat ons moet onthou dat ons oor die hele aarde aan ander gelowiges verbind is. En daarom het ek vanoggend 'n geloofsbelijdenis hier neergesit wat 'n Spaanse een is. Vir ouens wat in Spanje hulle geloof in die drie-enige God bely. So kom ons luister vanoggend na hierdie woorde en hoe ons Spaanse geloofsgenote hulle geloof ook bely. Ons glo in God die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, skepper van alle nasies en kerke, skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus sy Seun, ons Here, God wat mens geword het, en as mens vir die mensdom, God wat mens geword het in tyd vir alle tye, God wat mens geword het in een kultuur vir alle kulture, God wat mens geword het in liefde en genade vir die hele skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons mense en in ons kulture, deur wie God die skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word. Wie se oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. Ons glo in die kerk wat universeel is, omdat dit die teken van God se heerskappy is, wie se getrouheid in al sy skakerings getoon word, waar al die kleure saam net een landskap teken, en alle tonge dieselfde lof besing. Ons glo aan die finale heerskappy van God, die dag van die groot fiesta, wanneer al die kleure van die skepping 'n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense aan 'n vreugdevolle feesmaal sal deelneem, wanneer alle tonge van die heelal dieselfde lied sal sing. En omdat ons glo, verbind ons om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Amen. Terwyl ons so bly sit, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here ons God, dit bly vir ons 'n voorreg om te besef dat ons nie net hier rondom ons kan kyk en geloofsgenote sien nie, maar dat daar oor die ganse aarde al van baie vroeg af weer klink dat mense U bely en U aanbid en U besing. Dankie Here dat ons mag weet ons is deel van hierdie groot koor. Ons is deel van 'n mensdom waarvan daar baie is wat voor U buig en U aanbid en in U glo en aan U redding vashou. Here, baie dankie dat ons vanoggend ook kan besef dis dieselfde waarheid in ons land. En dat in 'n tyd waarin ons bekommerd is oor wat môre en oormôre vir ons bring, wil ons bid, Here, dat U nie net ons harte nie, maar die harte van alle gelowiges in hierdie land sal oopstel vir U stem en vir U genade en vir U leiding. Here, dat daar in ons land 'n vrede sal neerdal, wat nie van mense kom nie, maar van U af. Dankie Here dat ons, wanneer ons moedeloos is en wanneer ons nie raad het nie, en wanneer ons bekommerd is en wanneer die lewe vir ons onmoontlik lyk, kan ons gaan na U woord toe. Kan ons gaan luister na wat U woord vir ons sê, en dan kan ons leer daaruit. Kan ons lewens gaan aanpas by dit wat U wil vir ons. Help ons om te luister, Here, en werklik te hoor wat U sê. Help ons om dit te gaan toepas in ons lewens en ons lewens daarvolgens aan te pas. Dankie dat ons U mag bely. Dankie dat ons dit nog in vryheid kan doen. En dat ons vir hulle kan bid wat nie hierdie voorreg het nie. Dat ons vir hulle kan bid wat nie die voorreg het om 'n eie Bybel te hê nie. Dat ons vir hulle kan bid, Here, wat nie U naam mag sê nie. Dat U oor hulle sal waak en dat U vir hulle dit sal gee wat hulle nodig het. Dat U vir hulle bo alles moedig sal maak en braaf sal maak om te bly glo en te bly bely. En Here, maak ons opgewonde oor die voorreg wat ons het. Gee dat ons nie lui word nie. Gee dat ons nie gemaklik word in ons eie geloof nie. Maar dat ons altyd sal besef, ons is geroep om U te dien. En
dit is waarvoor U ons uitstuur. So bid ons in die naam van Jesus ons Here en ons Verlosser. Amen. Ons skriflesing, broers en susters, in Romeine 6, vers 15 tot 23. Nou, julle weet, daar is 'n hele gedeelte voordat ons by vers 15 uitkom, en ek het net vers 14 bygesit, sodat 'n mens dan net so 'n stukkie van die konteks het van vooraf, en dan gaan ons verder. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Nee, beslis nie. Julle weet tog, as julle aan iemand onderwerp, om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. As dit gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God, dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het, aan die leer, soos julle dit deur die oorlewering ontvang het. Ons dank God, dat julle van die sonde vrygemaak is, en slawe van God geword het, wat sy wil doen. Weens julle beperkte begrip, gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het, en losbandige lewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggaam in diens van God stel, om heilig te lewe. Toe julle slawe van die sonde was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug van die dinge, waaroor julle nou skaam kry? Wat het dit vir julle opgelewer? Die uiteinde van die dinge is die dood. Maar nou, julle is vrygemaak van die sonde, en in diens van God gestel. En die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Jesus Christus ons Here. Ons lees vanoggend so ver, broers en susters. Kom ons luister na hierdie woorde en kom ons gaan leef hieruit. Nou het ek vir julle die opskrif daar geskryf, geloof is 'n spansport. En bokant staan daar, aan watter span neem jy deel? En dit moes vir julle nogal 'n korrige opskrif gewees het, want hoe bring 'n mens nou spansport by geloof en kerk uit? Maar as 'n mens mooi hier lees wat Paulus skryf, dan kom jy agter, dit gaan oor die keuse. Waar gaan jy jouself bevind? En iemand het dit nogal, ons ken dit nie, omdat ons nie klubs en sporte het waar mense gekoop word nie. Ons ken dit nou maar van die cricket af, dat iemand gekoop word vir 'n bepaalde bedrag. Maar in die Amerikaanse sporte byvoorbeeld, word ouens in die sokker, word ouens teen geweldige hoeveelhede geld gekoop. So, nou is hy in hierdie span, en dan sodra hierdie onderhandelinge klaar is, dan skuif hy oor na die ander span. En dis maar waar die gedagte van hierdie vandaan kom. Dat jy nou van een span na 'n ander span skuif, maar jy kan nie die gewoontes en die afrigting wat jy hier ontvang het, daar gaan toepas nie. Dit gaan nie werk nie. Daar's heeltemal 'n ander kultuur, daar's nuwe mense en 'n nuwe spelpatroon wat jy moet aanleer. En dit moet jy eers gaan doen voordat jy kan floreer in so 'n span. En dis maar die agtergrond. Nou Paulus praat met die ouens in Rome wat onder 'n verskriklike oorheersing van die Romeinse owerheid staan. Die Grieke, wat die vorige wêreldmag was baie bekend vir hulle kuns, vir hulle vreeslike mooi goed wat hulle geskep het, vir hulle wetenskap, vir hulle kennis. Die Romeine was nie daarvoor bekend nie. Die Romeine, as 'n mens dit kort en bondig wil saamvat, was boelies. Hulle het gehou van oorheersing. Met ander woorde, elke groep wat hulle gesien het as swakker is, hulle het hulle gaan oorheers. Hulle het vir hulle daar 'n goewerneur gestel, hulle het 'n klomp soldate daar neergesit, en hierdie gemeenskap, hierdie samelewing moes maar net buig onder die juk van hierdie oorheersing. En dis in hierdie omstandighede
waar die Christene swaar kry, waar daar stelselmatig al hoe meer teen hulle opgetree word, en al hoe meer word hulle vervolg en gejaag, dat Paulus met hulle praat en vir hulle sê, julle het nog steeds 'n keuse. Waar wil julle bevind? Toe julle gekies het of om uit die Jodendom te kom of uit die heidendom, het julle 'n bepaalde keuse gemaak om aan hierdie nuwe groep te behoort. En dis 'n keuse wat elke gelowige elke dag maak. Jy kies nie net een keer om 'n gelowige te wees nie. Jy kies elke dag om aan die Here en aan sy genade gehoorsaam te wees. So as oorheersing die ding is wat hulle geken het, kom Paulus en hy sê vir hulle hierdie ding wat vir hulle tot in hulle skoene moes geskok het. Ons hoor dit, broers en susters, en dit het nie dieselfde impak by ons nie, maar dink dan net vir 'n oomblik aan mense wat geheel en al oorheers word. En dan sê Paulus vir hulle, julle is vrygemaak, en julle is mede-erfgename, julle is mede-regeerders van Christus. Ondenkbaar dat jy kan saam regeer met Christus in sy koninkryk. Maar dit is wat Paulus vir hulle sê. Dis wat hierdie vrymaak, hierdie behoort aan iets nuuts vir hulle beteken. Dat hulle heeltemal anders kan dink oor wie hulle is en waarmee hulle besig is op grond van God se genade. Het gaan nie meer oor die sonde en die dood en die oorheersing van mense wat oor hulle lewens regeer nie. Dit gaan oor, hulle is vrygemaak. In Christus het hulle 'n nuwe lewe. Behoort hulle aan Christus, behoort hulle aan die koninkryk van God, bo enige ander koninkryk, en kan hulle so gaan leef. Hulle word nie meer oorheers deur dat hulle sondig is en veroordeel word en uitgelewer is aan hulle sonde nie, maar dat hulle vrygemaak is deur die genade en eintlik in oorvloed lewe. Dis wat Paulus vir hulle sê, dis wat hy vir ons sê. As Paulus hier praat oor sonde, dan is dit eintlik 'n versamelnaam. En dit sluit 'n klomp goed in. Dit sluit die goed in wat ons verkeerd doen, maar dit begin al hier by 'n mens se gedagtes en eintlik in jou hart. Daai keuses wat jy moet maak en waarby jy moet bly en wat jy nie altyd reg kry nie. Maar as Paulus daaroor praat, dan praat hy nog van die mens wat die keuse moet maak om weg te stap van 'n sondigheid en aan die Here te behoort. En hierdie sondigheid is sistemies. Ons weet dit, ons stry elke dag teen ons eie sonde. Die natuurlike toestand van die mens is sondigheid. Maar saam met dit, al die goed wat ons nie doen nie, al die goed waaroor ons stil bly, al die dinge in ons wêreld, in ons stelsels, in ons strukture, wat verkeerd is en waarteen ons nie opstaan nie, waaroor ons nie wil praat nie, want dit is net makliker om stil te bly. In die hele stelsel van 'n mens regdeur na die strukture in die samelewing, is dit sonde wat oorheers. En kan daardie oorheersing net gebreek word as ons buig voor die Here en voor sy wil. Vir ons broers en susters wat hierdie keuse gemaak het, wat hierdie woorde van Paulus aanneem en sê, ons is vry in Christus. Ons behoort aan sy koninkryk eerste. Ons dien die God in die hemel. Herinner Paulus ons hier ook daaraan dat ons nog altyd met hierdie stukkie gebrokenheid in ons en rondom ons sit. En dat ons daarop bedag moet wees. Dat dit iets is waarteen jy elke dag stry, waar jy elke dag 'n keuse maak daarteen. En terselfdertyd bid, Here, wees my sondaar genadig. Help my in my gebrokenheid, in my onkunde. En die keuses en broers en susters, daaroor kan ons lank met mekaar praat. Kan ons lank met onsself praat oor hierdie vermoë wat ons het om elke keer terug te val in ou patrone. Om elke keer terug te val na daar waar jy eerder sal aanval as wat jy stil bly. Eerder sal wegstap voordat jy liefhet. Waar jy jouself eerste stel
en waar jy net saamgaan met hierdie strukture en hierdie goed wat sondig is. Is ongelukkig ingebed in ons natuur, in ons manier van lewe, in ons strukture, in ons tradisies, ons gesindheid, en daarmee saam seker die mense grootste probleem. En dit is dat ons so maklik magsbeheer kan wees. Dit is so hartseer en dit sien 'n mens in ons strukture, in die eenvoudigste plekke waar iemand 'n stukkie gesag het. Dat dit baie keer gebeur, dat mense daai bietjie gesag wat hulle het misbruik, om te oorheers, om hulle mag net te wys, om iets daaruit te kry. Want hy kan, want hy staan so bietjie in 'n gesagsposisie. En dis waarteen Paulus ons waarsku. Dat hy sê, julle is vry van die sonde. Leef dan in hierdie nuwe bedeling wat God vir julle gegee het. Wees ten minste net bedag daarop, dat die oomblik as jy uitgedaag word, die oomblik as jy in 'n moeilike situasie is, dan is ons eerste instink om terug te val op ou patrone, om verkeerde keuses te maak, om onsself te beskerm, om ons mag te beskerm, ons eie wil te laat geld. Wees minstens net bedag daarop, dat dit is wat ons inherent natuurlik is, en dat ons daarteen moet stry, en dat ons ander besluite en ander keuses moet maak, omdat ons weet wie ons in Christus is. Paulus noem dit reg, hierdie dat ons soms so in ons eie gebrokenheid en die gebrokenheid in ons wêreld vasgevang is. Hy noem dit 'n stuk slawerny. En dis presies wat dit is, broers en susters. Hy sê, as jy 'n slaaf van iets is, as jy aan daardie iets gehoorsaam, dan is dit wat jou lewe regeer. En as dit die sonde en jou gebrokenheid is, dan is dit wat jou lewe gaan bepaal. Maar as jou keuse is om in die vryheid te leef wat Christus vir jou gebring het, dan beteken dit dat jy anders kies, en dat jy stry teen hierdie natuurlike ingesteldheid wat ons het, en dat jy dit anders gaan doen. Paulus verklaar, ons is vrygemaak. Ons het 'n nuwe lewe. En op grond van daardie goed wat jy reeds het, hierdie genadegawe noem hy dit, wat God vir jou gegee het, kan jy anders leef en anders kies. En eerder fokus op al die goed wat die Here vir jou gee. Hy noem 'n paar. Ons gaan nou weer by hulle uitkom. Hy praat van hoop. Hy praat van 'n nuwe lewe. Goed wat vir jou gegee word, wat jou in staat stel om te gaan leef in 'n nuwe patroon eerder as jou ou slawe patroon. As ons net wil besef, broers en susters, dat hierdie natuurlike gebrokenheid van ons is 'n stuk slawerny. Dit hou jou vas. Daar's geen vryheid daarin nie. En hy noem dit, hy sê vir hulle, ek gee vir julle baie mooi voorbeeld. Julle kon doen net wat julle wil. Julle kon so losbandig wees as wat julle wou in die ou bedeling. Maar in hierdie nuwe bedeling moet julle anders wees. Julle mag nie daardie keuses maak nie. Want julle moet aan Christus behoort. En julle moet op grond van sy liefde en sy genade getrou bly aan hom. Dis die soort van keuses, broers en susters, waarvoor ons elke dag kom staan. En dat 'n mens sal besef dat die klein keuses wat jy in die lewe maak, die manier wat jy praat, selfs die manier wat ons dink oor goed, daar moet ons alreeds stry teen ons natuurlike sondigheid. En kies vir dit wat reg en goed is, en die goed wat ons regtig bevry. Want dis die uitdaging, en ek daag julle uit, om hierdie te gaan toets. As jy bewus daarvan dat jy maklik in ou patrone verval, as jy bewus is daarvan, en jy gaan uit en jy stry doelbewus daarteen, en jy kry dit reg, en jy kry dit reg om die regte keuses te maak, het julle al ervaar hoe bevrydend dit is? Hoe jy besef dat hierdie woorde weer klink nou letterlik in jou dade? Hoe dit vir jou laat besef, maar die oomblik toe jy gee, toe jy liefhet, toe jy dien, het jy baie meer teruggekry as wat jy eintlik gegee het.
En dis die goed wat ons moet onthou, broers en susters. Dis die bevryding en die hoop en die genade waaroor Paulus hier praat. En dan daag hy ons uit. Hy sê vir ons, het jy al daaraan gedink dat jy eintlik kies om in 'n bepaalde span te speel? Nou in my eenvoudigheid het ek my hierdie spanne die name gegee. Heel logies. Slawe van die sondespan en die ander span is vrye in Jesus span. En broers en susters, partymal is dit nodig dat ons net so dink. In watter span speel ek? Aan wie gee ek my lojaliteit? As mense na my kyk, kan hulle sien wat se span trui ek aan het en waarmee ek in my lewe besig is. En dis waar die ding inkom van jy kan nie die trui van genade oor jou kop trek en deel van Jesus se span wees en dan nog die spelpatrone van daai sondespan gaan toepas nie. En dis net waarteen ons moet stry, want ons is tog so geneig daartoe om terug te val in ons eie selfsug, om te gaan gryp na 'n stukkie mag, om ons eie wil te laat regeer in plaas van Christus en sy wil en sy genade. So loop net hier uit en in hierdie week wat vorentoe gaan en dink net vir 'n oomblik watter trui het ek aan? Vir watter span speel ek? Voordat ek antwoord, voordat ek doen, voordat ek selfs dink. Jy kan nie daai ou span se maniere toepas in 'n nuwe span met 'n nuwe karakter. En dan om net hierdie beeld so bietjie verder te vat, waar die Heilige Gees die afrigter is en waar hy vir ons die spelpatroon en die reëls leer en vir ons leer hoe speel ons hierdie spel van die lewe. Want in hierdie span is daar 'n bepaalde spangees en 'n karakter. Dit word onderskryf deur die liefde van God en die hoop wat hy bring en die genade wat ingeskryf word in ons lewens. Hier word in hierdie span regverdig opgetree. En al die vrugte van die Gees, geduld en liefde en barmhartigheid en sagmoedigheid en al daardie vrugte word in hierdie span geleef, uitgeoefen en geoefen, sodat dit absoluut met die patroon word waarvolgens ons leef. Want hoe meer mense dit oefen, broers en susters, hoe meer word dit die patroon waarmee jy leef. Die Heilige Gees kom gee vir ons 'n nuwe fokuspunt. Hy kom sê vir ons, julle het hoop, want julle behoort aan God. En julle toekoms behoort aan God. En omdat julle aan God behoort, kan julle vry leef. Kan julle in hierdie hoop leef. Die einddoel is uiteindelik die koninkryk van God. Dis waarheen ons op pad is. Maar terwyl ons hier is, en terwyl ons in hierdie span speel, en terwyl ons hierdie lewe leef, dan moet hierdie hoop bepaal wie ons is en waarmee ons besig is. Dit is belangriker as enige ander doelwit, enige ander naam wat jy dra, dat jy aan die koninkryk van God behoort, en dat jy in daardie span speel en leef. En dit, broers en susters, is 'n doelbewuste keuse elke dag. Om my lewe so te gaan inrig. Om bewus daarvan te bly dat ek so maklik in ou patrone terugval. En dink maar net, dit is maklik om te dink aan voorbeelde in ons eie lewens. Voor ek gedink het ek klaar gepraat. Ek wou nog 'n goeie ding doen, dat ek al klaar weer kwaad geraak. Ou patrone, wat as ons nie daarop bedag is nie, net eenvoudig ons patroon gaan bly. Maar dat ons doelbewus onsself sal instel om dit wat die Gees vir ons leer, te gaan oefen, te gaan toepas, sodat jy nuwe patrone in jou denke en in jou dade gaan neerlê. Want dit is die belangrikste waarvoor ons hier is. In ons nuwe lewe is daar nie plek vir selfbeheptheid en magsbeheptheid en oorheersing nie. Daar is nie plek in ons nuwe lewe dat ek daar kan staan en sê, my wil geld. Ek weet wat in my lewe reg is nie. Ek sê en ander moet doen nie.
Hierdie nuwe lewe is 'n lewe van genade. Is 'n lewe wat nederig en dankbaar geleef word. Hoor net wat Paulus vir jou sê. Hy sê vir jou, jy is vrygemaak. Jy is in 'n nuwe bedeling. Jy het God se genade. Jy het alles wat daarmee saamgaan. Hoekom sal ons nie dankbaar wees nie? Hoekom sal dit nie ons gesindheid en ons hele lewe verander? Om te wees wat Christus wil hê ons moet wees nie. Om eerlik te vra, wat is die Here se wil vir my gesin, vir ons as gemeente, vir ons samelewing, vir ons land, vir ons wêreld? Eerder as wat ons sê, maar ons weet wat die beste is. Ons kan vir ander mense voorskryf. Ons doen in elk geval die beste ding. Al die goed wat ons so maklik sê, broers en susters, die kritiek wat ons so maklik uitspreek, terwyl ons dink ons is in beheer, en eintlik is dit God wat in beheer is. Ons is geroep om onsself en ons gawes en alles wat ons het in diens van die Here te gebruik. Geloof is inderdaad 'n spansport. Dis 'n sport waarin ons luister na ons afrigter se stem, waar ons speel vir mekaar en waar ons speel vir veral hom wat ons gered het en ons liefhet. En in hierdie span is daar nie plek vir egos en agendas nie, ons weet dit. Want dit gooi die hele patroon en die hele karakter van hierdie groep uit, as elkeen besig is met sy eie ego en sy eie agenda. Ons moet fokus op die een aan wie ons behoort, die een wat vir ons hierdie nuwe lewe gegee het en wat ons daarin begelei. En ons moet waak, broers en susters, teen ons ou patrone en die maklike goed waaroor ons struikel en die goed waaraan ons so maklik toegee. Maar die genade is, en dit bly altyd bo-op staan, God ken ons gebrokenheid. Hy weet wie ons is. En sy genade is altyd daar, en hy sal altyd vergewe. Jy moet net besef dat jy sy vergifnis en sy genade nodig het. Jy moet net bereid wees om terug te draai en te sê, Here, teen U en teen ander het ek gesondig. Ek bely dit. Ek wil beter. Ek kies van vooraf om aan U te behoort en in U genade te leef. Ons moet hierdie natuurlike geneigtheid van ons om sonde te doen te bestry. Ons moet dit met alles in ons bestry. Maar ons moet minstens eerlik wees, broers en susters, met onsself en met God. Oor wie hierdie mens is wat voor God staan. Dat dit nie 'n volmaakte mens is nie. Dat ons almal met ons eie gebrokenheid leef. Dat ons almal in staat is tot die verskriklikste gedagtes en dade. En dat dit net die genade is van die Here en die werk van die Gees in ons lewens wat dit kan verander. En daarvoor moet ons onsself oopstel. En hierdie oortuiging moet in ons eie lewens hoogtyf wees. En so as elkeen van ons so leef, dan moet dit tog die omgewing waarin ons is 'n bietjie verander. En so stelselmatig is daar invloed op ons samelewing en die strukture en die besluite wat geneem word. En natuurlik het ons altyd gebed. Gebed, om te bid en te vra dat die Here in sy almag en in sy grootheid sy hande sal insteek in hierdie spaghetti wat ons hier aanvang op die aarde en dit net bietjie uitsorteer. Uiteindelik, broers en susters, gister by die nasionale kongres van die NHSV het ek onder een indruk gekom. En weet, dit is nou gemeentes wat oor die land en in Namibië verteenwoordig is daar. En daar was een saak wat meer as een keer na vore gekom het. En dit vind so aanklank by hierdie. En dit is gewoon net geestesgesondheid. En wat ons doen met dit? Dit is 'n ou fisies siek is. Hy het 'n hartkwaal of 'n longkwaal of iets is aan die gang met hierdie persoon. Dan kan 'n mens dit sien. Jy kan agterkom, hierdie ou is nie lekker nie. En ons het baie empatie met mense wat siek en swak is. Maar dink net hoe min empatie het ons met iemand wat met hulle geestesgesondheid sukkel. Hoe
sleg is ons daarmee om te sien na mense wat ook in hulle geestesgesondheid ly. Hoe maklik veroordeel ons nie. Hoe maklik verdink ons iemand nie daarvan dat hulle net lui is. Of dat hulle dom is. Dink dan net bietjie aan iemand wat op die spektrum is, of Alzheimer's, of demensie, of iemand wat bipolêr is, of selfs nog ernstiger siektes het. Ons is nie ingestel op daardie mense, soos wat ons ingestel is op fisies siek mense nie. Ons systeme sê dit ook, ons ken almal die geskiedenis in hierdie land, en wat met mense gedoen is, wat regtig geestesgesondheidsprobleme het. Baie keer loop daar mense langs die pad, verwaarloos. En as 'n mens baie mooi gaan luister en gaan kyk, gaan jy agterkom, dat van hulle het een of ander geestesgesondheidsprobleem, wat nog nooit behandel is nie. En dit is so in ons strukture ingebou, dat daar nie empatie en liefde en omgee is vir iemand wat op hierdie vlak worstel nie. En dit is wat ons kan verander, broers en susters. Net ons kyk na so iets. Net ons belewenis daarvan. Het sy in ons eie kring, of net so 'n bietjie verder weg van ons af. Dat ons saggies sal werk met mense. Dat ons dieselfde liefde en empatie sal hê vir iemand met 'n onsigbare siekte teenoor 'n sigbare siekte. En dat ons hart sal werk daaraan om ons taal en ons manier van doen so in te rig, dat mense God se liefde hoor, dat mense God se omgee sien, wanneer ons met hulle werk. En dat ons die stemme sal wees, wat sal pleit, dat daar beter en nog meer saggies met alle mense gewerk word. Want ons sien nie in 'n ander mens se siel en gees in nie. Ons staan aan die buitekant. Ons staan nie in hulle skoene om te ervaar wat hulle ervaar nie. En daarom is dit ons opdrag om lief te doen en met absolute omgee met so mense om te gaan. Kom ons luister na wat die Here vir ons sê. En as ons in sy span speel, doen ons dit met totale oorgawe. En as ons bereid om sy wil te doen, maak nie saak wat dit van elkeen van ons vra nie. Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, baie dankie dat ons vandag kan besef hoe groot U genade is. Dat ons in ons gebrokenheid en met dit wat Here ons elkeen saamdra met ons as 'n stukkie las, dat ons voor U kan kom staan en oor kan hoor dat U ons vry maak van onsself en ons sonde, dit wat ons met ons saamdra en dit wat vir ons die dood gebring het. En dat U vir ons die lewe gee. Dat U ons vry maak om voluit mens in U teenwoordigheid te mag wees. Here, leer ons om te soek na U genade. Leer ons, Here, om daardie genade opreg uit te leef. Geef vir ons die wysheid om na mense te kyk op 'n nuwe manier. Soos wat U op 'n gans nuwe manier na ons kyk. Geef vir ons, Here, daardie bewussyn van niemand van ons is volmaak nie. En almal van ons het U genade nodig. En lei ons, Here, om op die regte manier te praat en op te tree en selfs net te dink oor hoe die lewe aan mekaar gesit is. Help ons, Here, om ons ou patrone te breek en om nuwe patrone te vestig waarin U genade teenwoordig is en waarin mense U liefde kan ervaar. Leer ons, Here, om geduldig te wees en om te luister en te bely as ons gesondig het en ons lewens opnuut aan U toe te wy. Here, leer ons dat ons regtig 'n trui van genade dra en dat ons dit moet gaan uitleef teenoor 'n wêreld daar buite. Here, besonder in hierdie week, wees met ons omgewing, met ons samelewing, Here, met ons land. Laat die wysheid asseblief deurbreek. Laat liefde seëvier en dat vrede vir ons aanbreek. Dankie, Here, dat ons onsself in die hande kan plaas en kan vra dat U wil sal geskied. So bid ons in die naam van Jesus, ons Here.
en ons Verlosser. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vreugde. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.